Goeienaand vriende en 'n baie geseënde Sabbat vir elke een van u. Dis nou weer daai tyd van die week waar jou hart werklik net kan rus in jou God. Nou ek wil vanaand met 'n eenvoudige vraag begin. Waarom loof ons God? Vriende, waarom loof jy God? Ek dink kom ons bid saam eers. Ons hemelse Vader, baie dankie Here vir hierdie Sabbat wat nou aanbreek. Dankie dat U met ons was in hierdie week wat agter ons is. En dankie vir elke seëning wat U vir ons hart voorberei het. Here, mag die Heilige Gees ons nou lei, mag ons hart oop wees en Here, mag ons ook gehoorsaam wees wanneer U met ons praat. Dis ons gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, waarom loof ons God? Nou, ek dink dit kan dalk klink soos 'n belaglike vraag vir 'n gelowige om vir 'n ander gelowige te vra. Maar eintlik, as jy so klein bietjie daaroor dink, want laat ek hierdie byvoeg. Loof ons hom net omdat hy ons gebede beantwoord het hierdie week? Loof ons hom omdat ons gesond is of omdat dit 'n goeie week was? Want ja, ons loof hom beslis daarvoor. Maar vriende, wat gebeur wanneer die gebed nog nie beantwoord is nie? Wat gebeur wanneer die week moeiliker was of daar is dinge wat jy nog nie verstaan nie? Hou ons dan op om hom te loof? Of voel dit dalk bietjie moeiliker vir jou vanaand om hom te loof? Ons lees in 1 Kronieke 29 vers 11 tot 13. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op aarde. En aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhoging as hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van U, en U heers oor alles, en in U hand is krag en mag. En nou, onse God, ons loof U en ons prys U heerlike naam. Nou, dis nogals interessant as jy oplet op die volgorde van Dawid se gebed hierso. Hy kyk eers na wie God is. Here, aan U behoort die grootheid, aan U behoort die mag, aan U behoort die heerlikheid, aan U behoort die majesteit. U heers oor alles. En dan nadat Dawid God se grootheid beskryf het, dan sê hy, en nou onse God, ons loof U. Dawid sien eers God se grootheid en daarna volg sy lof. En dis my interessant, want ek dink ons leer iets baie belangrik hier. Wanneer ons God se grootheid begin raak sien, word lof die natuurlike antwoord van ons hart. Wanneer ons besef dat God die sterre geskep het, dan wil ons hom loof. Wanneer ons besef dat die God wat die heelal in stand hou, ook ons name ken, dan wil ons hom aanbid. Vriende, wanneer ons by die kruis sien hoe groot sy liefde vir ons is, dan kan ons nie anders as om te sê, Here, U is waardig. Ons lees ook in Psalm 145 vers 3 en dit sê, die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Vriende, God is groot en daarom is hy lofwaardig. Sien, wanneer ons lof min raak, dan is dit nie dalk omdat ons niks het om voor dankbaar te wees nie. Dit kan wees omdat ons aandag van God se grootheid af weggeskuif het. Ons kyk soms so lank na ons probleme, dat die probleme groot begin lyk en God klein begin lyk. Maar God het nie kleiner geword nie. Ons kyk net nie meer na hom nie. Maar sien, lof draai ons oë weer terug na God toe. Lof sê, hierdie probleem is werklik, maar God, hy is groter. Lof sê, ek verstaan nie alles nie, maar God bly wys. Ek voel swak, maar alle mag behoort aan hom. My omstandighede het verander, maar God se karakter het nie verander nie. Sien, wanneer ons God loof, herinner ons nie vir hom dat hy groot is nie. Ons herinner onsself aan hoe groot hy is. Dawid wou graag vir God 'n tempel gebou het, maar God het vir hom gesê dat sy seun Salomo dit sal doen. En toe begin Dawid voorberei. Hy kry goud en silwer en hout en kosbare stene bymekaar, en die volk het ook vrywillig gegee. Sien, Dawid kon gesê het, kyk hoeveel het ek bereik, kyk wat het die volk reg gekry. Maar in plaas daarvan om homself te prys, loof hy God. Hy sê, die rykdom en die eer kom van U. In vers 14 sê hy, want dit alles kom van U en uit U hand het U dit aan ons gegee. Vriende, Dawid het besef dat ons niks vir God kan gee wat hy nie reeds vir ons gegee het nie. Alles behoort aan hom. Die tyd waarmee ons hom dien, kom van hom af.
Die stem waarmee ons hom loof kom van hom af. Die talente en die vermoëns kom van hom af. Selfs die asem waarmee ons sy naam uitspreek, is 'n gawe uit sy hand. En daarom sê ware aanbidding: Here, alles wat ek is en alles wat ek het, kom van U af. Nou vriende, danksegging en lof loop baie saam, maar ek dink ook daar is tog 'n verskil. Met danksegging sê ek, Here, dankie vir dit wat U gedoen het. Maar met lof sê ek, Here, ek aanbid U oor wie U is. Ek dank hom vir sy voorsiening, maar ek loof hom omdat hy die voorsiener is. Ek dank hom vir die antwoord op my gebed, maar ek loof hom omdat ek weet hy is getrou. Ek dank hom vir vergifnis, maar ek loof hom omdat hy genadig is. Ek dank hom vir die Sabbat, maar ek loof hom omdat hy my skepper is. En dit beteken eintlik dat ons altyd 'n rede het om God te loof. Selfs wanneer ons nog wag, dan bly hy getrou. Selfs wanneer ons nie verstaan nie, bly hy wys. Selfs wanneer ons swak voel, bly hy almagtig. Vriende, selfs wanneer ons nie sy hand kan sien nie, bly sy hart vol liefde. Want ons omstandighede bepaal nie of God waardig is of nie. Hy is altyd waardig, omdat hy altyd God is. Ons lees in die boek Education, bladsy 242, en ek love hierdie aanhaling. Ware eerbied vir God word geïnspireer deur 'n besef van sy oneindige grootheid en die bewustheid van sy teenwoordigheid. Hoe mooi is dit? Want sien vriende, ware eerbied begin wanneer ons twee dinge besef. God is groot en God is hier. Want die ding is, ons kan 'n loflied sing sonder om God werklik te loof. Ons lippe kan die woorde sing terwyl ons gedagtes op 'n ander plek is. Maar ware aanbidding is meer as net 'n lied of 'n kerkdiens. Dit is die antwoord van ons hele hart wanneer ons besef wie God is. Dit is om te sê, Here, U is groter as ek. U weet beter as ek. My lewe behoort aan U. My planne en my toekoms behoort aan U. En aanbidding is ook meer as wat ons net met ons monde doen. Vriende, wanneer ons God gehoorsaam, aanbid ons hom. Wanneer ons hom in moeilike tye vertrou, dan aanbid ons hom. Wanneer ons sy wil bo ons eie wil kies, aanbid ons hom. So die vraag is dus nie, wat sing ek nie? Die vraag is, wat sê my lewe oor hoe groot God vir my is? In Eksodus 20 vers 11 word ons herinner daaraan dat God die hemel, die aarde, die see en alles daarin geskep het. Elke Sabbat sê vir ons, onthou jou skepper. Ons lees ook in Openbaring 14 vers 7 wat sê, vrees God en gee hom heerlikheid, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. So vriende, waarom aanbid ons hom? Omdat hy ons skepper is. Ons het nie onsself geskep nie, ons behoort nie aan onsself nie. Ons bestaan omdat hy in ons lewe gegee het. En die Sabbat is daarom baie meer as net 'n dag waarop ons ophou werk. Dis 'n dag waarop ons weer erken, Here, U is die skepper. U is die koning. Ek is afhanklik van U. Alles hang nie van my af nie. Want deur die week dan dink ons baie maklik, ek moet alles doen, ek moet die probleme oplos, ek moet sterk wees, ek moet alles bymekaar hou. Maar sien, dan kom die Sabbat en God sê vir ons, stop. Kyk weer na my. Onthou dat ek God is. Nou Dawid sluit sy gebed af met hierdie baie mooi woorde. En nou, onse God, ons loof U en ons prys U heerlike naam. Nou ek hou baie van hierdie woorde, en nou. Nie eendag wanneer alles uitgesorteer is nie, nie eendag wanneer elke gebed beantwoord is nie, ook nie wanneer al die probleme verby is nie. Nou met die vrae wat ons nog het. Nou met die dinge wat nog swaar voel. Nou, terwyl ons nog die pad vorentoe nie kan sien nie. Want die grootheid behoort steeds aan God. Die mag behoort steeds aan God. Die heerlikheid en die majesteit behoort steeds aan God. Hy heers steeds oor alles. Nou vriende, terwyl ons hierdie Sabbat binne gaan, wil ek jou iets vra. Hoe groot is God in jou gedagtes? Het jou probleme dalk so groot geword dat jy begin vergeet het hoe groot God is?
So kom ons gebruik hierdie Sabbat om weer na hom te kyk. Kom ons praat meer oor sy grootheid as oor ons probleme. Kom ons vul ons gedagtes met sy majesteit, ons monde met sy lof en ons harte met aanbidding. Want wanneer ons God se grootheid werklik begin raak sien, dan kan ons nie stil bly nie. Dan sê ons saam met Dawid, aan U Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit. En dan volg die natuurlike antwoord, en nou, onse God, ons loof U en ons prys U heerlike naam. Vriende, mag jy grootliks geseën word in hierdie ure, deur ons groot en wonderlike Skepper God. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, aan U behoort die grootheid, die mag, die heerlikheid, die roem en die majesteit. U is ons Skepper, U is ons koning, U is ons verlosser. En ons wil vanaand nie net dankie sê vir dit wat U gedoen het nie. Here, ons wil U loof oor wie U is. U is heilig, U is magtig, U is wys, U is genadig en so getrou. U alleen is waardig om aanbid te word. Vader, vergewe ons asseblief dat ons probleme partykeer groter word in ons gedagtes as U. Maar mag ons in hierdie ure weer herinner word om ons oë op U te rig. Here, wanneer ons bang is, asseblief help ons om U te mag vertrou. Wanneer ons onseker is, help ons om U wysheid te vertrou. Wanneer ons moeg is, help ons om in U te rus. En baie dankie, Here, vir die Sabbat wat ons herinner dat U ons gemaak het. Dat ons nie in onsself behoort nie, maar dat ons afhanklik van U is. Here, mag ons lof nie net uit ons monde kom nie, maar uit harte wat iets van U grootheid raak sien. Laat ons liedere, ons gebede en ons hele lewe vir U eer bring. En dankie dat ons U kan aanbid. Dis ons gebed vanaand in die naam van Jesus Christus. Amen.